Goeiemôre familie, TikTok familie en my Facebook familie. Weer eens wil ek u groet in die wonderlike naam van ons Here Jesus Christus. Ek is so opgewonde om aan u die boodskap oor te dra. Want ons is nou by Dinsdag en Jesus op pad na die kruis toe. Die dinge is aan die gang. En dit is wat ek wil vinnig na kyk. Daarom is daar 'n ernstige waarskuwing en dan ook 'n boodskap, 'n oproep na die vroue in die wêreld, vroue in Suid-Afrika, vroue in Namibia, vroue in SADC. Hy het 'n oproep gedoen, 'n waarskuwing uitgegee aan al die vroue die toe hy op pad was na Golgotha om gekruisig te word. En ek wil baie graag, ek moet dit, ek is verplig om hierdie boodskap vanoggend aan u oor te dra in die naam van Jesus. Ek pleit by u met my hele hart. Gee ag op hierdie woord wat Jesus 2000 jaar gelede aan u gegee het en die moeders het nie geluister nie. Die moeders het versuim en daardeur het hulle kinders in die steek gelaat. Ek pleit by u. Moenie na my kyk as iemand wat wil vir u te nakom nie. Luister, Jesus, u God, skepper van hemel en aarde, wat u lewe in die hand het, wat u kinders se toekoms by hom het, wat u toekoms in sy hand het hierdie woorde gespreek. En ek is oortuig dat vroue het nie ag gegee nie. Daarom sit ons met hierdie ernstige, afbreekende, vernietigende situasie met ons kinders vandag. Kom ons lees gou die woord. Dit is in Lukas 23 van vers 26 tot 32. Luister met jou gees vanoggend. Luister met jou gees vanoggend. In Jesus naam. Vroue van Suid-Afrika, vroue van Namibia, luister met julle gees vanoggend. Vers 26 sê, en toe hulle Jesus weglei, neem hulle 'n sekere Simon van Sirene, wat van die veld afgekom het, en sit die kruis op hom om dit agter Jesus aan te dra. Hy moet op Golgotha uitkom, hy moet gekruisig word. Hierdie kruis moet daar kom, maak nie saak wat dit kos om die kruis daar te kry. Maar dit was God se plan. Dit was nie hulle ernstigheid wat gemaak het dat Jesus daar kom nie. Dit was absoluut God se plan. En 'n groot menigte van die volk het hom gevolg en vroue wat rou bedryf en hom beklaag het. Maar Jesus het hom omgedraai en vir hulle gesê, dogters van Jerusalem, moenie oor my ween nie, maar ween oor julleself en oor julle kinders. Want daar kom dae waarin hulle sal sê, gelukkig is die onvrugbares, en die moederskote wat nie gebaar en die borste wat nie gesoog het. Dan sal hulle vir die berge begin sê, val op ons, en vir die heuwels bedek ons. Want as hulle dit doen in die groenhout, wat sal hulle met die droë gebeur? Wat sal met die droë gebeur as hulle dit doen met die groenhout? Prys die naam van die Here. En daar is nog 2 ander kwaaddoeners weggelei om saam met hom tereggestel word. Kom ons ontleed. En toe hulle Jesus weglei, neem hulle 'n sekere Simon van Sirene, wat van die veld afgekom het, en sit die kruis op hom, om dit agter Jesus aan te dra. Jesus moet op die berg uitkom, want hulle moet hom kruisig. Hy moet tereggestel word, en hierdie kruis is die kruis wat hulle vir hom gebou het, waaraan hy gekruisig moet word. So hierdie kruis kan nie halfpad agterbly nie. So ons sit hom sommer op jou, Simon. Kom, vat hierdie kruis tot daarbo. En hierdie man moet gekruisig word. Terwille van ek en u. Halleluja. Terwille van ons moes hy gekruisig word, want God se hart loop oor van die diepe verlange om sy mense wat hy geskaap het terug te bring na hom, toe met hulle te versoen.
Hulle moet burgers kom word van sy koninkryk. En 'n groot menigte van die volk het hom gevolg, en vroue wat rou bedryf en hom beklaag. Daar was 'n klomp vroue wat baie emosioneel geword het. En hulle het begin huil, hulle het begin diep in hulle harte sing, hulle het begin hulpkrete na God gestuur en gepleit. Dit moet nie gebeur nie. Maar tog het hulle agtergekom dat dit is nou finaal. Hy sal gekruisig word. Van die erns van die mense wat hom aangekla het, skuldig gevind het en hom klaar veroordeel het, hulle is ernstig, hy moet gekruisig word. Van Barnabas is vrygelaat. Ons het nou vir jou. Maar Jesus het hom omgedraai en vir hulle gesê, dogters van die wêreld, dogters van die heelal, dogters, elke vrou in die wêreld, luister na hierdie woorde van my. Dogters van Suid-Afrika, dogters van Namibia, dogters van al 9 provinsies in Suid-Afrika. Luister na hierdie woorde. Jesus het hom omgedraai en vir hulle gesê, dogters van Jerusalem. Maar nou spreek ek met die dogters van Suid-Afrika, dogters van Namibia. Almal wat Afrikaans verstaan, luister. As jy 'n vrou is, luister na hierdie woorde. Dogters van Jerusalem, moenie oor my ween. Kry my uit julle stelsel uit. My tyd het aangebreek. My tyd het aangebreek, dat ek my tyd op die wêreld gaan eindig. Halleluja, halleluja. Maar ween oor julleself. Neem jou in ag, jy is nou belangrik, vrou. Ek is op pad uit. Julle sal nog in hierdie wêreld bly. Hy noem dit vir hulle. Hy sê, ween oor julle self en oor julle kinders. Dink aan die toekoms, ek laat hierdie woorde vir julle na, want ek wil hê dat julle moet besef waarom ek na hierdie aarde gekom het. Hoekom ek gekruisig moet word. Hoekom ek hierdie kosbare bloed van my gaan stort vir julle. Sodat elkeen van julle vroue 'n gelyke kans kan hê om jou te bekeer tot die Here jou God van jou verkeerde weë. Sit tot siens vir die wêreld en word deel van die koninkryk van God. Bekeer jou waarlik, gee jouself aan jou Skepper, wat word sy eiendom. Sodat jy jou kinders in die vrees van die Here kan opvoed. Sodat jy jou kinders, halleluja, kan in die tug van die Here groot maak. Vroue van die wêreld, vroue van Suid-Afrika, vroue van Namibia, vroue van al 9 provinsies, luister. As jy nie ag gee op die woorde wat Jesus 2000 jaar gelede gespreek het, en nou jou lewe gaan verander, sodat jou kinders kan onder jou, halleluja, binne in jou geestelike kapasiteit ook deel kan word van die koninkryk van die Here. Dan hoor net wat sê Jesus, hy gaan verder. Hy sê, want daar kom dae waarin hulle sal sê, gelukkig is die onvrugbares en die moederskote wat nie gebaar en die borste wat nie gesoog het. Vroue wat kinderloos is, sal hulle self gelukkig ag. Hulle sal self bly wees en sê, hoe dankbaar is ek dat my skoot onvrugbaar was en dat die borste van my nog nooit gesoog het nie. Hulle sal bly wees. Maar julle wat gebaar het outomaties die verantwoordelikheid gekry van Jesus om jou kinders in die vrees van die Here groot te maak. Oefen jou kind in die eise van die lewe. En as hy eendag groot is, sal dit vir hom byval. Al gaan hy ook afdwaal, hy gaan hom byval. En hy sal terugkeer. Halleluja. Na sy God toe. Dan sal hy vir die berge begin sê, val op ons. En vir die heuwels bedek ons. Ons sal beskerming oral soek.
Ons sal hulp soek. Die vroue sal skree, die vroue sal antwoorde soek vir die toestand wat hulle is. En as ek kyk na die wêreld en ek kyk na die situasie in Suid-Afrika en in Namibië, dan sien ek dit toe Jesus hierdie waarskuwing uitstuur, het hy geweet wat sal in die 2000s gebeur. Hy het geweet wat sal in die 90s gebeur. Hy het geweet wat van julle kinders gaan word. Hy het dit geweet. Daarom het hy vir julle gesê, soek, neem julle toevlug na my, want ek is julle beskerming. In my is julle veilig. In my kan niemand julle aanraak. En julle kinders kan in my woord veiligheid vind. Sou julle hulle in my tug groot maak en opvoed in die vlees van die Here. Moenie oor my ween nie, ween oor julle self en oor julle kinders. My hart bloei as ek kyk na hierdie geslagte van vandag, na die jeug, as ek kyk na hulle, dan word ek gedwing om weer die woord van die Here loop na te speur, te ondersoek, om te hoor, waar het ons verkeerd gedoen? En die antwoord wat ek kry, ons het ons kinders in die steek gelaat. Dis die antwoord wat ek kry. Ons is skuldig. Die klem val hier op die vrou vandag, maar ouers is skuldig. Ma en pa, vader en moeder is skuldig, maar ek praat met julle vroue vandag. Luister met julle gees. Prys die naam van die Here. Dan sal hulle vir die berges begin sê, val op ons, en vir die heuwels bedek ons. Hoor net wat sê Jesus, vers 31. Want as hulle dit doen aan die groenhout, ek vir die seun van God is, wat baie van hulle bewus is dat ek uit die Vader gekom het, dat my Vader my gestuur het, die God wat hulle aanglo. Ek is sy seun, ek is die groenhout. Jesus sê, want as hulle dit doen aan die groenhout, as hulle dit met my doen, wat sal hulle met die droë gebeur? Wat sal met jou gebeur, mensekind? Wat sal met jou gebeur? Vrou, dit is hoekom ek jou roep. Dis hoekom ek die waarskuwing uitstuur. Dis hoekom ek die as ware vir jou soek. Kom jy na my toe. Kom vind jou rus in my. Sodat jou kinders in my rus groot gemaak en opgevoed kan word. Dis al beskerming wat ek vir jou kan waarborg. Want as hulle dit met my gedoen het wat die nathout is, vir my gedoen het groenhout is, wat sal hulle met julle doen? En julle kinders, wat drooghout is. 'n vriend van my vertel my nou die dag, 'n pastoor. Hy sê toe hy by die hof kom, van die deel met ouers, groep ouers. Hy sê toe hy daar kom, toe sit daar hordes moeders en vaders, wat interdikte uitgeneem het teen hulle kinders. Hulle kinders uit die huis uit is. Die interdik is nie die oplossing nie. Die oplossing is om jou kind in die vrees van die Here op te voed. Die oplossing is om jou kind in die tug van die Here op te voed. Die oplossing is om oor jouself te weet en oor jou kinders, nag en dag. Dit is die oplossing. Nie 'n interdik. Maar, kom ons los dit daar. Wat sal met julle gebeur wat drooghout is? Wat sal met julle gebeur wat drooghout is? Vader, in Jesus' naam. Heilige Gees in die grootheid en die volheid. Luister na my hulpgeroep, luister na my gekerm. Luister na my gepleit oor die vroue van Suid-Afrika, in al 9 provinsies, elke lewende vrou, dat hulle sal besef, want U alleen het die mandaat om hulle te oortuig.
van sonde en geregtigheid. U kan hulle oortuig dat hulle kinders, hulle veiligheid en hulle kinders se veiligheid is in Christus Jesus. Nie 'n wet wat genoem word gender-based violence. Dit is nie. Hulle is 'n skuilplek. Dit kan geen veiligheid vir hulle bied. 'n Interdik uit te neem teenoor jou kind is ook nie die antwoord nie. Is nie die oplossing. Maar om jou toevlug te neem en waarlik te bekeer van jou verkeerde weë. Jesus Christus toe te laat om in jou te kom woon. En jy in hom. Moeder, luister, jy soek 'n oplossing. Nou die oplossing is nie die wet gender-based violence. Die oplossing is ook nie 'n interdik nie. Die oplossing is Jesus Christus. Daarom het hierdie woorde gespreek toe op pad is na die kruis. Ek is die oplossing. Ek het reeds aarde toe gekom om hierdie dinge eerstaans te kom ervaar. En daarom pleit ek vanmôre by julle. Gryp en hou vas aan hierdie woord wat jy vanmôre gehoor het. En bekeer jou tot die Here. Moeder, jongma, bekeer jou tot die Here. Sodat jou kinders die nodige veiligheid kan geniet. En jy ook self beveilig kan word in die boesem van Vader Abraham. In Jesus naam.